Goeiemôre gemeente. En besonder baie welkom aan Rikus en Jani en al die familie wat vanoggend vir Brian en Mia gaan doop. Ons is opgewonde en sien uit om as getuies te wees van hierdie wonderlikheid om wat vanoggend dan gaan gebeur in die erediens. Geliefdes, ons tema vanoggend is daar iets soos opsetlike sonde of opsetlik sondig? Ons gaan 'n bietjie praat oor sonde en die hoofteksgedeelte is 1 Samuel 12, maar daar gaan ook heel wat ander tekste wees wat ek gaan aanhaal, dit gaan op die skerm ook verskyn in die serie, wat praat oor sonde en verskillende tipe sonde wat daar is. Nou, deel van ons diens is ook om net te doen dat Annelie, ons oralist, met verlof, so ons gaan ook met Lesipio saam sing, so asseblief volg het maar op die skerm. Daar is nog 2 Engelse liedjies ook by, so ons sing sommer lekker saam, al is vir min op in die kerk, kan ons sommer lekker saam sing in die musiekvideo's en stuur ook aan die Here se teenwoordigheid aanvoer. Kom ons neem hierdie oomblik om net so 'n bietjie rustig te raak. Dis nou die 1 Oktober, ons is amper die einde van die jaar, so dit was 'n besige jaar, nee, in baie mense se lewens. Dit is besige tyd ook nou, dit was hierdie tyd van die jaar wat ons 'n klomp vergaderings het en afsluitings het en werk wat klaar moet kom, so is 'n besige tyd. Kom ons raak so 'n bietjie rustig in hierdie besige tyd en word bewus van ons van die Here se nabyheid hierso, die nabyheid van die gelowiges en dat ons ook hier is in sy huis om 'n boodskap van die Here. Kom ons maak ons oë toe, raak ons so 'n bietjie rustig. Here, U is vanoggend hier teenwoordig as God die Vader, ons Skepper. U is hier teenwoordig as Jesus Christus, hy wat aan die kruis vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood. En U is ook hier in die Heilige Gees. Hy wat in ons woon, ons lei en wat vanoggend ons hier by mekaar versamel het. Here, mag U ons erediens seën, Here, mag ons vertroosting vind by U, Here, maar mag ons ook aanmaning vind om ons lewens op die regte paai te kry, om verstellings te maak van ons eie lewens. Ons wil dit in U heilige naam aanbid. Amen. Die volgende lied gaan ons net so bly sit en stil, dit sal stil word lied, so ons gaan saam sing ook, maar bly sommer so sit, bly volhard soos wat weet. Dat ons
Mense kan baie versies aanhaal uit die Bybel om te praat oor dat ons in sonde is, ontvang is in die wêreld en dat die wêreld stikkend is en ons almal sien dit rondom ons ook. Maar dat Jesus vir ons gekom het en vir ons gesterf het aan die kruis en opgestaan het om ons 'n nuwe lewe te gee en dat almal wat in hom glo, dan die ewige lewe ook sal kry. Maar hier is 'n verhaal in die Bybel wat ons gaan lees wat vir ons 'n getuienis is van iemand wat sy lewe verander het. En hoe die impak van dit op iemand se lewe was. En dat hierdie bekering en die losgekoopheid van Christus werklik tot gestalte en prakties sigbaar in die persoon se lewe dan was. Ek lees vir ons uit Handelinge 16 vanaf vers 11. Toe ons van Troas afgetrek het ons reguit na Samotrake gevaar, die volgende dag na Neapolis, en daarvandaan na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae lank vertoef. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met vroue gepraat wat daar bymekaar gekom het. 'n Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het ook geluister. En die Here het haar hart oopgemaak om af te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy en haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as julle daarvan oortuig is, dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons voorgegaan. Wat lees ons hier? Ons lees van 'n werklike situasie, van 'n plekke waar die disippels beweeg het, Paulus en van die ander disippels, waar hulle in die kerk begin het net na Jesus se kruisiging, 'n paar jaar na die opstanding, waar dan ook gebeur het, die gemeentes begin is, en waar mense hierdie boodskap van Jesus gehoor. En dat mense se lewens so kom verander, dat mense gesê het, ek glo. Hulle het tot die besef gekom dat die Here hulle oortuig het dat hulle glo daar. En dan was hulle gedoop, omdat hulle geglo het. Maar interessant genoeg, is dat nie net mense wat glo en groot is, het gesê, kom ons doop nie. Hulle het ook in 'n huisgesinne dat doop. Nou, daar is 'n paar ander plekke in die Bybel wat daarna ook verwys en in ander bronne ook, dat baie keer, of nie baie keer, elke keer in daai tyd van Handelinge ensovoorts, as iemand tot bekering gekom het, dan het die hele huisgesin tot bekering gekom. En dan was die hele huisgesin gedoop. So van die baba tot die oupa ouma was gedoop, want hulle is 'n nuwe, eerste generasie gelowiges. En die doop wat ons later vandag gaan getuies lees, is 'n afstammeling van daardie doop van die eerste getuies. Nou die NG Kerk weet, ons het nou 'n sekere siening oor die doop, en ander kerke het 'n ander siening daaroor. En ek kan net sê wie is reg of verkeerd, want ek dink nie daar miskien regtig 'n antwoord gegee. Maar ek dink die NG Kerk in besonderheid oor die jare daar bietjie die doop verkeerd behandel. Kom ek verduidelik hoe om te sê. Dat kinders is gedoop, babas is gedoop, en dan word amper nooit meer daaroor gepraat. Daar by jou belydensklas, en dan is dit fyn, want jy kan weer jou eie kinders dan, nie? Maar daar is iets kosbaars daaraan om jou doop te vier, en om elke jaar op die datum wat jy gedoop is, dit te vier. Kyk, ons maak baie oorhaaiing van verjaarsdae, en ek verstaan, ek staan as 'n profeet wat in die woestyn moet preek, en ek verstaan die wêreld werk maar so dat ons die mense maak op baie van verjaarsdae, en plekke ons dan om te verjaar, ensovoorts. Maar ek is van mening dat ek ook daartoe in ek meer belangrik. Ja, jy is gebore op jou verjaarsdag, en jy vier dit, maar jy is gebore in 'n sondige wêreld. En by jou doop het God kom sê, jy is myne. Hy kom ruk jou op uit die sondige wêreld, uit die sondige, en sê, jy is my kind. Jy is deel van my familie. So jy word eintlik al weer gedoop en gebore tot in ewige lewe. Jy erf ewig.
So ons doopdatum is eintlik baie belangrik. Nou, ek weet in ons kerk tradisie, in die kerk, oor die jare het ons nie baie daaroor gedoen nie, gemaak. En die dat ons van die afgelope sê maar 20 jaar of so by sekere gemeentes al hoe meer dat ons 'n doopkers opgerig het by 'n doopgeleentheid. Sodat jy jou kind se doop sal vier elke jaar op daai dag. Nou, 'n getuienis daaroor, ons gisteraand by die pastorie, ons oudste seun se doop gevier. Hy is maar 5 jaar oud, so hy verstaan nog nie heeltemal wat aangaan nie, maar as jy dit elke jaar vier, soos wat jy amper 'n verjaardag gaan vier, nie 'n bietjie anders af, nie geskenke nie, maar jy het 'n ritueeltjie as gesin, as 'n intieme gesin, en jy vier daai kind se doop. En jy vier elke kind se doop op daai dag. Sal hy kan later dit al meer besef dat 5 jaar terug, 10 jaar terug, het die Here kon sê, jy is my kind. Ek neem jou aan as my kind. En jy het erwe ewige lewe. So as ons vanoggend later bietjie weer by die doop gaan raak, sal ek julle iets oor noem, maar laat ons almal bietjie dink daaroor. Wanneer is ons gedoop? Van ons weet daaroor eers nie, maar om net te besef, ek is ook gedoop. En ek behoort aan die Here. Om vir die Here dankie te sê hiervoor gaan ons nou 2 lofliedere sing. Here Redder, 'n ou bekende lied, wat bietjie modern aangepas is, en dan Dis I Believe, dis 'n Engelse lied. Dit is ons geloofsbelijdenis, dis die geloofsbelijdenis wat ons aan die 40 dae ook bely het en hier gewerk het. Dit is net op 'n moderne manier dan nou aangepas vir musiek. So kom ons staan asseblief en ons sing ons die liedere hartlik saam. Help ons om, soos ons het gesing het, te kan bely dat ons glo. Om te bely dat daar is 'n een God wat er is. God die Vader wat ons geskaap het. Wat aan die begin ons name op sy handpalms al gegraveer het. Om te kan bely dat daar is Jesus Christus, sy enige gebore seun, wat gekom het na hierdie wêreld,
na hierdie stikkende wêreld, om vir ons te kom wys hoe lief God vir ons elkeen is. En dat hy ons kom bevry het van die sonde. Dankie Here dat ons ook kan bely dat U is ook die Heilige Gees. Hy wat gestuur is om ons nuwe mense te maak. Hy wat gestuur is om in ons te kom woon, om ons harte en ons gedagtes te kom vernuwe. En om te maak dat ons sal lewe soos wat God dit wil hê, ons te lewe. Daarom kan ons weet, Here, as ons nooit alleen in hierdie lewe. U is met ons elke dag. U is ook nou hier met ons in hierdie erediens. En daarom, Here, as ons nou gaan lees die woord uit, Here, en dinge gaan hoor wat ongemaklik is vir ons, dan sal weet, U is met ons. En U is ons baie lief, maar U wil hê dat ons die regte pad sal bly loop in ons lewens. Here, maak ons geestelike oor oop nou, dat ons sal luister. En dat ons die aanpassings sal maak in ons lewens daar buite. Ons bid in U heilige naam alleen. Amen. In vandag se tyd preek dominees, in die kerk, dominees dalk te min oor sonde, In die ou dae, julle ouers sal weet, toe was dit erg, dominees het erg gepreek, daai van jy draai op die braai, jy gaan moet jou lewe reg kry, as jy heeltyd Sondag erg oor die sonde gepreek. So nou dan, daarom is dit nou dan nodig dat mense hieroor moet praat, om bietjie weer daaroor te dink, of jy jonk is, oud is, om te hoor, wat is sonde? Waarmee is ek besig my lewe? Is dat sonde in my lewe? Hoe moet ek dit verander? Word dit vergewe? Hoe gaan ek my eie skuldgevoelens wegkry oor hierdie sonde in my lewe? Nou, voor op die teksgedeelte uitkom, ek geen saamheid uit, is hier so 'n paar teksgedeeltes, jammer is ook klein, maar ek het allemaal op 'n skerm gehad het daarso. So ek sal maar gaan dit lees op soos wat ons aangaan daardeur. Nou die Ou Testament en die Nuwe Testament het in 'n sekere mate is ons rigting aanwysig oor sonde en oor vergifnis en hoe ons nou moet lewe in ons eie lewens. Maar die Ou Testament en die Nuwe Testament is in verskillende tye geskryf. In verskillende kulture ook, meeste van die tyd. So hoe mense gedink het oor sonde is bietjie verskillend in die Ou Testament. Die tyd wat dit nou geskryf het, en mense het eers gehoor en gelees het. En dan ook so met die Nuwe Testament. In die Ou Testament was die siening gewees dat die sonde is eintlik iets wat jy pleeg teenoor die gode. Nou weet ons om bid ons nie teen God, maar binne die wêreld van die Ou Testament was daar baie gode gewees. Die Babiloniërs, die Sumeriërs, die Assiriërs, al die ander volke waarmee die Israeliete, die Filistyne, waarmee die Israeliete heeltyd in opstand was, in bakleiery was, soos wat hulle getrek het en profete en sovoorts in ballingskap. Was daar heeltyd die stryd van sonde is om dis respekvol of ongehoorsaam te wees teenoor gode of die God wat jy aanbid. So ek gaan nou 'n bietjie daarmee oor praat, so dit gaan nou oor jy nie die God op jou God dan se wil nakom. So vir die Israeliete en vir mense wat gelowig is, sê ons nie die Here wat ons geskaap het as ons ongehoorsaam aan hom is. Dan is ons pleeg ons sonde. So dis die hoofding van sonde veral in die Ou Testament. So dit is natuurlik begin by Genesis 3, Genesis 3, begin van die Bybel, sê vir ons van Adam en Eva, die vader van Adam en Eva, en daar sien ons hoe sonde vir die eerste keer ingekom het in die skepping, en hoe dit alles kon vernietig. Onthou, voor Genesis 3 was alles perfek en mooi en goed, toe God alles geskaap het, en gerus het daarna, maar met Genesis 3 kom raak alles lelik met die sonde wat ingekom het, die mense ongehoorsaamheid van God se gebod, dat hulle nie na een boom mag aanbid nie. Nou in die Nuwe Testament is dit bietjie anders. Die tyd van die Nuwe Testament was daar baie filosofe gewees. So die Griekse filosofe, dis nou mense wat baie slim was van daai tyd, mense baie gedink het en boeke geskryf het, dit Sokrates, Aristoteles, Plato, al die klas van manne, en hulle het die konsepte gehad van wat is reg en wat is verkeerd.
En hulle het dat meer universeel gemaak om te sê dat daar is 'n gemeene reg, nee, wat reg is in die samelewing, as jy dit nie doen nie, dan is dit verkeerd. En daarom het hulle hierdie idee gehad van amartia, dat sonde is as jy die doel mis. So die Griekse woord beteken letterlik dat as jy nou na 'n teiken toe met 'n pyl moet skiet of iets moet gooi, 'n byl of wat ook al, of in vandag se tyd jy moet skiet, teiken skiet. As jy sondig, dan is dit so dit, maar jy skiet dan of jy gooi heeltemal mis. En jy mis die teiken van jou lewe, die doel wat jy moet bereik. Nou ek vertel dit baie eenvoudig, nee, maar dis min of meer hoe hulle gedink het dan oor sonde. Nou, hoe kan ons sonde verstaan? Sonde gaan eerstens oor verhoudinge wat seker oor sonde. En sonde kom voor in ons verhoudinge met mense en met God. So, in Levitikus en klomp plekke lees mense in die Ou Testament veral dat begin by God. Ook by Numeri en Deuteronomie, dat my eerste verhouding natuurlik is my verhouding met God. So as ek sonde pleeg, dan kry my verhouding met God skade. Want God gee ons nou vir my 'n sekere ruimte om in te beweeg met sy gebooie en hy sê beweeg hier binne, dat jy veilig en jy doen wat ek wil. Maar die oomblik as jy oor die heining klim en jy gaan hardloop daar ver weg, dan is jy buite my gebied. En dan is jy besig met verkeerde dinge in die lewe. Ons ken die 10 gebooie natuurlik, 10 gebooie wat baie duidelike riglyne is vir Israel in die Ou Testament, wat Jesus natuurlik van ander boeke uit af verduidelik in Matteus in die Nuwe Testament, maar dit gaan eers oor my verhouding met God. So sonde kom breek daai verhouding. Dis ook wat in Genesis 3 gebeur het, né? Met Adam en Eva en hulle verhouding met God. Toe die sonde ingekom het, hulle pleeg die sonde, toe was hulle verhouding met God verbreek. Maar dit het nie net geëindig met die verhouding tussen God en mensie, dit het ook gegaan deur die verhouding wat ek met myself het en dan die verhouding wat ek met ander mense het. En ook die verhouding wat ek met die natuur het, hoe ek omgaan met die natuur naby. So sonde kom maak verhoudingsstukke, verskillende verhoudings en dit kom besoedel die lewe dan soos ons dit bevind. Nou Jesus het dit bietjie kom anders kom interpreteer, hy het kom nie kom maak, veral by sy bergpredikasie en by 'n paar ander plekke. En kom ek lees ons eerste plek, Markus 2, sê Jesus dat baie van Jesus se wonderwerke waar hy mense kom genees het, is sonde en siekte baie keer nou verband. So die mense van daai tyd het geglo dat my sondes wat ek pleeg is direk gekoppel aan hoe siek ek is of wat ek gebrek het. Want dit is natuurlik nie heeltemal vandag se tyd so ons dink. Anders daaroor, maar Markus 2 sê vir ons daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Vers 5, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Nou jy kan 'n paar plekke lees, nie? As jy waar Jesus mense genees het, dan het hulle eie sondes ook vergewe. Maar die feit dat Jesus dit kon doen om die mense te kon genees en die sondes te vergewe, sê vir ons dat die vergifnis wat Jesus aan die kruis kon behaal vir ons, het 'n baie dieper impak en kom herstel in die verhouding tussen God en mens. Nou Levitikus leer vir ons dat daar is opsetlike sondes en onopsetlike sondes. Ek gaan nou 'n bietjie daaroor verduidelik. So, wat beteken dit? Opsetlik is ek doen goed verkeerd terwyl ek weet ek is dis verkeerd. So ek doen aspres is sommer verkeerd en onopsetlik is dinge wat ek doen wat ek dalk nie bewus is van verkeerd. So dit is ook 'n gesprek sy eie naam, né? Nou Matteus 12 sê vir ons dat daar is sekere sondes wat of 'n sekere sonde wat nie vergewe kan word. So dit gaan daaroor word alle sondes vergewe, hoe word my sondes vergewe? Natuurlik Jesus aan die kruis het ons sondes kom vergewe, maar in die Bybel is daar 2 plekke, 3 plekke al, wat sê maar 2 plekke en wat melding maak van 'n sonde wat nie vergewe kan word. Baie keer word dit goed apart gelees, maar hulle het saam gelees. So Matteus 12 lees ek vir ons daar gou. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word.
Maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word. En dan Hebreërs 6 en Hebreërs 10, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en weer deel gekry aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken en die regkragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer te verkeerde te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die seën van God en maak hulle hom nie openbaar tot 'n bespotting. So dit gaan oor mense wat tot geloof kom het iewers in hulle lewe en dan wat op 'n stadium gekom het, hulle sê hulle glo nie meer in Jesus. So hulle sê hulle gooi hulle geloof weg, en dan verwerk hulle in Jesus en wat Jesus gedoen het aan die kruis. En dan Hebreërs 10 praat ook hieroor, met ander woorde, wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem. Jakobus 4, is nou nie op die skerm nie, maar Jakobus 4 sê vir ons 'n interessante ding. As jy weet wat verkeerd is en jy hou aan daarmee, dan is dit sonde. So geliefdes, sonde is eenvoudig aan die een kant, maar aan die ander kant is dit bietjie meer kompleks as jy na die Bybel kyk. Daar is nie net, daar's nie groot en klein sondes nie. Daar's wel die een sonde, en ek gaan nou verduidelik wat om dit op te som wat ek nie op die einde gelees het. Maar sonde is sonde vir God. En daarvoor het Jesus aan die kruis kom sterf. Daarom moet ons vir mekaar nie oordeel en vinger wys nie, maar ons elkeen moet ons dan ons eie lewens eers skryf en sê, wat doen ek verkeerd? Wat kan ek regmaak? Baie keer doen ons dan opsetlike sondes, so dis goed dat ek weet verkeerd is. Dis daai sterkte gewoontes wat ek het, op die ongeloof wat ek in volhard, en dan maak ek bespotting te ouder van die Here daarin. Of dis dalk dinge wat ek nie van weet. So in die formulier van die nagmaal is daar ook so 'n gedeelte wat ons tydjie lees wat sê, Here vergewe my sondes waarvan ek nie bewus is. Of dan het ek ook goed lees wat ek daar versuim om te doen, goeie goed wat die Here my vra om te doen, wat ek nie doen. Dis ook dan 'n sonde. So die opsetlike sondes wat Matteus 12 en Hebreërs 6 dan ook die verduidelik is as mense Jesus verwerp. As mense tot by 'n punt kom en sê, ek glo nie meer in die Heilige Gees nie, ek werk my lewe nie, ek glo nie in Jesus Christus nie, dan verwerp jy omdat jy in God op jou lewe. En dis die grootste sonde wat daar gepleeg word. So vir ons moet altyd bid vir sulke mense, want ons weet mos nie altyd wat gebeur in daai mense se lewens nie. Baie keer is dit so die koerante, die ou dominees wat nou hulle geloof verloor en dan briewe skryf oor hulle glo nie in God nie ensovoorts. So baie keer van daai tipe van gevalle. Of baie keer is dit maar mense wat sê dit, hulle sê dalk reg goed, maar eintlik worstel dit diep in hulle harte. Is hulle dalk kwaad vir God. En hulle weet nie hoe dit te verwoord nie en hulle op hierdie diepe worstel met God. En dan sê kom dit weer oor, nê? Want dit is natuurlik weer, nê? Maar sulke mense moet ons voorbid en hulle dan nou ja. Maar kom ons, ek het nog baie gepraat oor sonde nou, nê? Maar kom ons lees dit dan nou met alles wat julle gehoor het. Lees ons 1 Samuel 12 dan nou saam. En ons sien wat hier gebeur in die volk van Israel. Want juist oor sonde wat hulle gepleeg het. En hoe die Here hulle antwoord daarop. 1 Samuel 12 vanaf vers 16. Staan nog net 'n rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here vir julle oë gaan doen. Hoewel dit nou nie reentyd is nie, gaan ek die Here aanroep sodat hy donderslae en 'n stortreën gee. Kyk daarna en besef dan dat julle in die oë van die Here 'n baie verkeerde ding gedoen het deur vir julle 'n koning te vra. Samuel het die Here aangeroep en die Here het dieselfde dag donderslae en 'n stortreën gegee. En die hele volk het groot ontzag gekry vir die Here en ook vir Samuel. Die hele volk het vir Samuel gesê, bid tot die Here, die God vir ons sodat ons nie sterf nie. Want by al ons sondes het ons nog verkeerde dinge gedoen deur vir ons 'n koning te vra. Samuel sê vir die volk, moenie bang wees nie. Julle het nou wel hierdie verkeerde dinge gedoen, maar moet nou nie van die Here wegdraai. Dien die Here met julle hele hart. Vers 21.
Moenie agter afgode aan wegdraai. Hulle kan julle nie help nie, want dit is niks. Terwille van sy groot naam sal die Here nie sy volk prys gee. Die Here het besluit om julle sy volk te maak. Ook ek sal nie teen die Here sonde deur op te hou om vir julle te bid nie. Ek sal julle alle onderrig in die goeie en die regte pad. Wees net gehoorsaam aan die Here en dien hom opreg en met julle hart. Let op die groot dinge wat hy vir julle gedoen het. Maar as julle opsetlik verkeerd doen, sal julle sowel as julle koning uitgewis word. So nou moet ek eers julle verduidelik wat hier aangaan nie, want ons hoor nou hulle is vreeslik goed aangevang, ons weet nie wat hier aangaan nie. Daarom moet ons vorige hoofstukke lees en ek gaan kortliks net so opsomming daarvan gee. Nou in hierdie tyd met die boeke van Samuel genoem, so in hierdie tydperk is Samuel nou as 'n priester aangewys vir die Here, profeet vir die Here aangewys, hy moet die volk lei, vir hulle wys wat is dit wat die Here vir hulle sê, wat die Here vir hulle wil sê, hoe hulle moet leef ensovoorts. Maar op die stadium het hulle nog nie 'n koning gehad. So die volk was, hulle leier was die Here. En die Here wou so gehaat het dat hulle na hom toe moet luister. Hulle moet nie na 'n koning luister of 'n tussen man of tussen vrou eers gaan praat nie, want die Here weet mos nou dat konings baie keer groot kop kry, soos enige koning in die Bybel, en dan verkeerde dinge doen, en dan mislei ook maar die volk. So die Here wou eintlik direk met die mense gepraat en sê, ek is julle leier, ek sal julle lei, soos op julle deur Egipte gelei het, en heeltyd julle was, so wat ek julle leier het. Julle het nie 'n koning nodig. Nou, so gebeur het toe dat daar oorlog was met die Filistyne, en die ark van die Here was toe weggevat. So die volk het die ark van die Here hulle gehad, toe kom die Filistyne wen hulle, en hulle vat toe die ark as 'n oorlogsbyt vir hulle. En hulle gaan terug na die Filistyne. En die Filistyne gaan plaas dit in hulle tempel, waar hulle afgode aanbid. Daar's 'n afgod met die naam Dagon, en hulle plaas dit naam sy standbeeld. En toe gebeur daar ongoedes, vreemde goed daar, maar by ou ene kry die Filistyne kom swere en as plaaglik wat hulle tref, en op die ouens sê hulle nee, ons soek nie meer hierdie ding nie. Vat kom haal dit, ons soek nie meer hierdie ark van die Here nie. Kom haal dit, ons gee dit terug aan julle, want hierdie ding kom bring 'n vloek oor ons. Maar voor dit het nou die ark van die Here was 'n simbool van die Here se teenwoordigheid by sy volk. So dis die plek waar hulle gegaan het en gesê hierso is ons God. As dit by die tempel van ontmoeting was, later by die tempel, dan weet hulle, as jy na hierdie ding toe kom, hierdie mensgemaakte ding toe kom, is die Here daar. En hulle kan weer offers bring, en dan vra vir vergifnis, en hulle kan kry 'n redding kry by die Here. Maar die Israeliete het so ongelowig begin raak met die jare, dat hulle hierdie ark van die Here gebruik het as 'n gelukbringer. Net soos 'n hangertjie op die dra, of 'n dingetjie wat jy mekaar hang, of wat ook al wat jy amper as 'n gelukbringer het, om te sê, as ek dit nog net by my het, dan sal my lewe gemaklik wees. Dan sal die spoed my nie tref nie, ek sal 'n voorspoedige lewe hê, en ek sal die lewe gaan geniet. So het die volk in hulle agtergedagtes gehad, dat as hulle die ark van die Here nog net by hulle het, dan gaan dit goed gaan met hulle. So toe hulle nou verloor het hierdie oorlog, was hulle baie hartseer, hulle was baie bekommerd, want nou eers hulle gaan swak gaan doen, en het net swak gegaan doen. Maar hoor jy wat aangaan, hulle siening oor God was heeltemal verkeerd. Want die ouene gaan nie oor die aard, dit gaan oor hulle verhouding met God. Hulle verhouding met God was verkeerd, en daarom was dit eerstens die sonde wat hulle gehad het, nie? Die sonde wat hulle gepleeg het, hulle dalk nie dalk besef hoe baie swaar nie. Maar die sonde wat hulle gepleeg het, die groot sonde wat hulle gepleeg het, is dat hulle verhouding met God nie reg was. Hulle wil God in hierdie aard net by hulle gehou het, as 'n gelukbringer. God was 'n gerieflikheidsgod vir hulle. 'n God wat net vir hulle die lewe lekker maak, hulle seën met baie reën en vee en goeie oeste en met klomp kinders, met veiligheid en al die klas wat goed, al die lekker goed, baie geld ensovoorts. Maar hulle wou nie eintlik 'n verhouding met die God gehad. Hulle wou nie gedoen het wat die God vir hulle gesê het in verhouding. Wat God vir hulle gesê het by Exodus, by die 10 gebooie. Hulle sê nie daai God nie, hulle sê nie God se goeie, die voordele wat God vir hulle kon gebied het.
En so gebeur dit dat hulle deur hierdie diepe worsteling is vir 'n paar hoofstukke in 1 Samuel. En toe kom hulle op tot die besef dat hulle moet hulself bekeer. Dat hulle verhouding en hulle sondes verkeerd is. Bedoel hulle is baie sondes het, nie sondes altyd verkeerd, maar dat hulle baie sondes het, omdat hulle geloof verkeerd is. En toe bekeer hulle self. Toe besef hulle dat hulle was verkeerd. En hulle moet ophou om sekere sonde te doen. Maar dit het gevolge in hulle lewens. Nou, die Israeliete het op hierdie stadium besef, ons het leiding nodig, want ons het nou baie moeilikheid aan. Maar nou sit hulle nog steeds heeltyd die koning, en hulle wil nie eintlik na God altyd direk wys nie, hulle is eerder die koning. Want hulle voel as ons op mense kan staat maak, weet jy, op 'n persoon, op 'n koning, op 'n politieke leier, dan gaan alles reg. En hulle hou so aan, hulle is ook baie net op, dat die Here hulle later gesê, ok, ek gaan julle koning gee, en hulle later Saul gewees net, wat ingesaal word. Maar hulle, die Here het gesê, dis nie reg. Want ek is julle leier. Ek gaan vir julle die koning gee, maar kyk maar, oor 'n jaar of 2 of 3, as die koning maar verkeerde goeders doen, dan gaan julle almal weer in die pad af. Dan gebeur dit maar net so in ons eie lewens, vriende, dat ons maak te veel staat op aardse dinge. Ons maak staat op die idee van God, op die idee van godsdienst, op die idee van gebed, dat as ek nog maar in die kerk moet gaan en ek bid en ek lees nou dan Bybel, sal het goed gaan met my. Of as ek net voor ek 'n toets skryf, of voor ek moet gaan oes, of net voor ek begin 'n seisoen raak in die boerdery, dan moet ek nog maar net bid en sê, Here, help my net in hierdie seisoen. Maar God is 'n God wat elke dag 'n verhouding met ons het. En nou hoor ons almal dit vandag, nie? Dat as ons net God se goedheid wil hê, en nie sy aanmaning en sy sambokslaag wat hy vir ons nou en dan moet gee om ons op die regte pad te doen, dan is ons besig om opsetlik te staan. Want na vandag kan niemand ons sê ons weet dit. Ons moet besef as ons nie 'n verhouding met God het en elke dag moeite daarmee maak nie, is ons besig om opsetlik te sondig. Want wat gaan daar, wat is die grootste storie in Matteus 12 en Hebreërs 6 en Hebreërs wat in Hebreërs 10 wat ons daar gelees het. Want die grootste sonde wat ons kan pleeg, en die grootste opsetlike sonde wat ons kan pleeg, is ons verhouding met die Here nie reg. Om te weet dat ons verhouding met God ontsettend belangrik is. Maar ons wil nie na God luister. Ons wil nie ophou om ons wil nie ons lewens verander. Ons wil nie ophou om verkeerde dinge te doen. Nou ja, geliefdes, ons sal nooit sonder sonde wees nie. Die Bybel is vol voorbeelde daarvan, en niemand kan sê hulle is sonder sonde nie. Maar dis nie iets om op onsself te roem of aan vas te klim. Ons moet juist elke dag ons kruis optel saam met Christus en sê, Here, help my vandag om te sterf aan my sondige naam. Help my vandag om 'n beter mens te wees. Help my vandag om op te hou met die swak gewoontes. Help my vandag dat ek sal juist aandag gee aan my verhouding. My verhouding met God, my verhouding met myself en my verhouding met ander mense. Want as ek maar net aanhou mense behandel soos ek wil, as ek maar net aanhou om God af te skeep in my lewe en maar net God te wil soek as dit swaar gaan met my of as God iets vir my moet doen, dan is ek besig om opsetlik te sonde. Hoe lyk jou sonde in jou lewe op die stadium? Ek weet, ek wil nie dat dit almal nou vreeslik sleg klink nie, maar soms moet ons hierdie introspeksie doen op ons eie lewe. Soms moet ons by 'n spieël staan en kyk en sê, Nias, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Jy weet dan is dit, hoekom wil jy aanhou? En die Bybel beloof ons dat met Christus se help en met die Heilige Gees se help wat binne ons werk en woon, kan ons afsterf van die sondige naam. En kan ons nuwe mense word in Jesus Christus ons verlosser. Amen.
Here, help ons, elkeen van ons op ons geloofsreis, Here, om te besef dat ons kan opsekerlik op sonde. En ja, Here, niemand van ons is sonder sonde nie. Maar Here, dit beteken ook dat ons, as deel van ons geloofslewe, as deel van ons bekering, daaglikse bekering, moet ons daarom ook probeer wat ons kan doen, om op te hou met sekere goede. Sekere verslawings op slegte maniere is moeiliker as ander. En daarom het ons dalk hulp nodig van ander mense. Dalk het ons juist hulp van gelowiges nodig wat ons kan bid, van ondersteun. En juist daarom het ons u hulp nodig om hierdie dinge af te sit en om te streef na die Here. Here, ons bid vir mense wat u verwerk daar buite, mense wat die evangelie gehoor het, mense wat self deel was van 'n kerk op 'n stadium wat u bely het, maar wat dalk nou vandag sê hulle glo nie. Mense wat sê u bestaan. Here, ons staan nie altyd in baie mense se lewens aangegaan het, Here, ons wil nie hulle oordeel nie, maar Here, ons moet bly bid vir hulle. Bly bid vir hulle dat hulle weer tot insig sal kom voordat dit te laat is. Want Here, die sonde is 'n werklikheid. Dus ons kan net rondom ons kyk, Here, na die stikkende wêreld waarin ons leef. Dat sonde is. Maar Here, daar is 'n groter boodskap, 'n beter boodskap van verlossing en van die ewige lewe. En help ons, Here, om te bly streef na die ewige lewe. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die looplied sing, terwyl ons kom staan asseblief, die 2:9. Dit is ons groot voorreg dat julle vanoggend is as gesin en as familie wat hier kuier het ook. En ek lees sommer vir ons net die formulier begin gedeelte voordat ons ook weer na die vraag. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in die testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, en dit beteken die volgende dinge vir ons. Dat hy ons Vader is, dat ons lief het en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees ons woon van ons nuwe mense maak en ons lei.
Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan. Die betekenis van die doop kan ook maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie maar net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handelinge waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan met die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Nou ek gaan vra dat ons die kinders kan na vore toe kom asseblief, die kinders mag gebring word. Dit is baie wonderlik. Ek wil vir julle 3 vrae vra waarop julle asseblief moet antwoord. Bely julle dat wel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat nogtans in Christus tot God behoort en as lidmaat van ons gemeente gedoop moet word. Tweedens, aanvaar jy die Bybel as die woord van God en aanvaar jy die leer van die kerk soos blydskap en verwoord as die ware en volkomme leer van verlossing. En laastens, beloof julle om die kinders van julle in die leer dat die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. En Trikus en Janie was julle antwoord. Ja. Hulle het ja geantwoord. Wie bedoel ons eers Boeta? Boeta. Driaan Frederik Veron, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees. Amen. Nia Tron, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Here Jesus, dankie dat ons getuies kan wees, Here. Getuies van 'n lang lyn van gelowiges, waarvan ons deel is, almal deel is, van die eerste gelowiges, wat gedoop is, deur die evangelie gehoor. En so is ons as kinders, as ouers, as grootouers, as agtergrootouers, ook deel van hierdie lyn van gelowiges. Here, mag ons doop vier, mag ons bly en trots wees op hom, dat ons gedoop is, en dat ons in die naam van Jesus deel is van God, en dat die Heilige Gees net ons is, om ons nuwe mense te maak. Here, ons bid vir die ouers, vir Trikus en Janie, dat julle met wysheid sal seën, ook om hulle kinders te bly grootmaak op die regte manier. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Kan die handhaaf gekom namens die kerkraad om net vir julle iets te gee. Soos ek kan noem het, gee ons 'n doopkers en dan 'n doopbybel en 'n doopseël hier binne. En die idee is dat julle elke jaar met hulle doop, nee, julle gaan nou eers Oktober toe maak, nee, dan moet julle dit saam vier as familie, dat hulle behoort aan Jesus.
Geliefdes, ek wil sommer net so 'n paar afkondigings maak. So julle sal dan sien op die afkondigings. Driekies hulle is 'n nuwe lidmaat, so baie welkom van julle en dan gaan die Christa de Tooi. Sy en Christo de Tooi gaan as die Here se wil is op 2 weke gaan hulle trou, so baie sien op vir hulle, en dan nie sien maar baie sterk en sien op julle daai wonderlike dag. Dan 'n paar ander afkondigings wat ek net weer aandag bevestig. Volgende Saterdag, wat ek kom, die 7de, is daar 'n fietswettering ding by Lambodaal. Maar ek het niks met Lambodaal te doen nie, dit word daar gehou. Maar daar kom klomp mense van buite af, 'n paar honderd fietsryers plus hulle ondersteuners en die mense wat hulle help, die hele spanne en so aan. En die skool het ons die geleentheid gegee om die kos te voorsien, om kos te verkoop. So dis nou nie 'n gewone verkoop nie, maar ons het hierdie geleentheid dan om ekstra fondse in te saam vir die gemeente, om dan nou seker goed te kan doen binne die gemeente, die bedienings en sovoorts. So ons het asseblief helpers nodig daai dag. Dis een dag, ons het mense nodig wat kan pannekoek bak, mense wat kan braai, ons het mense nodig wat die stoepie kan verkoop, die verkoper doen fisies die geld ontvang en dan die goederes dan nou daar oorhandig en dan natuurlik ook donasies. Nou, ek besef die bazaar was nou nie lank terug nie, maar ons het hierdie geleentheid gekry waar ons 100% wins kan maak. Dit vat vir ons dan die wins as gemeente. Ons het asseblief helpers nodig om dat weet wat kan kom help op volgende Saterdag. So asseblief as die Here dit daar plaas om te kan kom help, as jy op 'n manier kan help of sovoorts, of daar 'n werker kan stuur wat kan help, asseblief dat weet vir my op die kerkkantoor dat ons ons goed kan beplan vir volgende Saterdag. Dan natuurlik volgende Sondag word Daniel Swanepoel bevestig binne die gemeente as leraar met die opdrag om in die ring te gaan help. So ek het dit nou 'n paar keer al verduidelik, maar soos julle weet, ons ring, die ring van Corrie Smit, is daar 9 gemeentes en tans is daar net 2 dominees. Een dominee nou afgetree, die ander daar nog 'n gemeente wat besig is met 'n verkiesingsproses, ander wat nou gaan begin met 'n verkiesingsproses moontlik, maar oomblik is daar net 2 dominees. So baie van die kerkgemeentes sukkel maar met preekbeurte of veral met sakramente, kerkraadsvergaderings ensovoorts. Die klas goed dat net dominees kan dit natuurlik doen daarso, die dienste verrig daarso. So dan help dit ons baie help in die ring veral en ook hier so die gemeente. Ek kry dan 'n kollega as jy net daarna. Maar baie sê vir jou ook dan help volgende naweek. So volgende naweek sal ook 'n doop ook wat ek gewaartig is my en Fritz van hulle dogter Eywa ook doop nou. Die volgende Sondag gaan 'n besige diens wees, maar dit gaan wonderlik wees, so daar gaan die bevestiging plaasvind. Dan gaan Daniel haar intreepreek lewer, en aan die einde gaan hy die doop dan waardig van uit. So en na die tyd is daar dan 'n ete en 'n kuier binne die saal. So ons wil net ons getalle regkry hoeveel mense moet regmaak. So as jy die ete gaan bywoon na die tyd, dan weet ons net asseblief die kerk moet ons net weet hoeveel mense ons regmaak. Dan 'n volgende afkondiging gaan oor sending, een van ons fokusarea. So ons hier's 'n video wat sommer gespeel oor sendingwerk in die wêreld van buite oor die werk. Petra het gevra jy dit klank lekker hartseer vir ons asseblief. Dat ons gou vinnig by die kort tyd kan sien. What is a UPG? UPG stands for Unreached People Group. But to understand what that means, we need to first talk about people groups. When Jesus told his followers, "Go and make disciples of all nations," the Greek words he used were ta ethne, meaning all ethnic groups or people groups. So what is a people group? A people group is basically a group of individuals that have a common sense of history, language, beliefs, and identity. It is pretty much a group of people that considers us, and everyone else, them. While there are about 196 countries in the world today, there are over 16,000 distinct people groups. Let's look at Pakistan as an example. That is one nation going by our English word, but ethnically Pakistan has over 400 distinct nations or people groups within its borders. Around 7,000 of those 16,000 total people groups are considered UPGs, or unreached people groups. A group is considered unreached if less than 2% of their population is evangelical Christian. That is, it has too few true believers to evangelize and disciple the rest of the people group. Almost 3 billion people fall into this category.
Over 3,000 of those 7,000 unreached people groups are considered UPGs, or unengaged unreached people groups. These people groups have no churches, no believers, no missionaries, and no one actively focused on engaging them. 95% of all unreached people groups are located in the part of the world between 10 degrees latitude and 40 degrees latitude, stretching from North Africa to Southeast Asia. We call this the 1040 window. It's in the 1040 window that most of the major non-Christian religions hold sway. Collectively, they are known as the Thumb people: tribal, Hindu, unreligious, including many Chinese, Muslim, and Buddhist. Jesus said that the gospel of the kingdom would be preached as a testimony to Ta ethnic, all people groups, and then the end would come. Less than 3% of our total cross-cultural missionary force is working with unreached people groups. We must go to the unreached. At the same time, it's estimated that over 350 unreached people groups are living in the United States today as immigrants, refugees, and international students. We must welcome the unreached. Christ commands us to make disciples of all nations. Jesus is alive. His mission for us is clear, yet the task stands incomplete. Together, we can change that. Die laaste afkondiging, ek gaan later jaar meer ook bietjie verduidelik aan julle. Dis nou 'n lang storie, maar ek wil baie kortlik verduidelik. So in die NG Kerk tradisioneel het ons 'n gewone tradisionele diens en dit sal altyd so die geval wees. Maar die sielkunde help ons verstaan dat mense op ander maniere ook die Here ervaar en aanbid. So mens kry die tradisionele groepe, jy kry getuienis, jy kry die lofprysing en dan meditatiewe tipe van dienste. So volgende jaar in die eredienste gaan die meerderheid van ons steeds tradisioneel wees, maar daar gaan ook meditatiewe dienste wees. So julle sal onthou van hierdie jaar met ons lydenstyd, veral met groot lydensweek en hier daar die ander by ons week van gebed en soorts, was die dienste meer meditatief. So wat beteken meditatief? Dis meer stiltes, meer musiek in die agtergrond speel, rustige musiek en waar jy moet bietjie reflekteer oor jou geloof. Jou getuienis is die ander, die rooi groep. Dis waar mense kan om getuienis lewe oor wat gebeur en om uitreik te doen na buite toe, want hulle ervaar die Here meer so. En dan die geel groep is dalk bietjie onduidelik, dit is nie wat gaan oor lofprys. Dat daar is 'n groep mense ook wat tussen ons almal is, van ons self so, wat die Here ervaar deur lofprys. Bedoelende dat daar meer gesing moet word nie. Meer en langer gesing. Dan natuurlik weet ek dis vir baie my ouer mense wat ongewoon, maar daarom sal daar 'n keer kwartaal byvoorbeeld dalk 'n lofprysdiens wees. Om mense wat daai manier die Here ervaar ook hulle meer te akkommodeer. Nou ek wil net julle gerus stel, mense wat bekommerd oor is, die meeste dienste gaan nog steeds die tradisionele tipe van kerkdienste wees, waar ons die liedboek uitsing, gewone vorm van 'n erediensie. Maar hier en daar in die kerkjaar sal daar dan 'n bietjie ander dienste ook wees om 'n volle spektrum te hê, om almal te akkommodeer en dat almal op 'n manier die Here kan ervaar met hulle spiritualiteit binne die kerk. Natuurlik is die woord van God altyd sentraal met almal van hulle en die boodskap van Jesus se kruisiging en opstanding sal altyd dan teenwoordig wees. Maar ek sê nou baie kortliks hiervan, dink julle daar baie vrae na hieroor, maar ek sal later in November rond so 'n bietjie meer hiervan verduidelik as deel van die beplanning vir volgende jaar se eredienste. Geliefdes, ons gaan nou afsluit met ons slotlied, Jesus groot bo almal. As ons klaar gesing het, bly staan vir die seën wat ek kan uitspreek en dan sing ons die amen aan die einde. Kom ons staan ons. God is met ons.
ontvang hiermee die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.